mooiste tyd op ons kalender wat daar ooit kan wees. En ons het vanmôre nodig om te jubel en te juig en bly te wees en opgewonde te raak. En jy kan maar vandag glimlag, dis nie begrafnis nie, al het ek swart aan. Ek doen dit maar vir ons broers wat ek nou gaan besoek. Dis 'n blye dag in die naam van die Here. Nou ek wil graag vanmôre 'n bietjie iets anders doen. En toe ek nou hierdie boodskap saamstel, toe dink ek, weet jy wat, baie keer lees ons, maar ons besef nie wat regtig daardie goeie Vrydag plaasgevind het nie. En ek wil graag vanmôre met jou praat oor die kruis in die oggendlig. En kom ons sê gou vanmôre, daardie Vrydagmôre was eintlik die begin van 'n ewigheid wat altyd sou verander. Daai Vrydagmôre sou die geskiedenis van die mensdom verander. As 'n mens daarna kyk, dis eintlik soos die draaipunt in die totale geskiedenis van die mensdom. Daardie Vrydagmôre. Dis 'n oggend wat die ewigheid verander het. En Goeie Vrydag het nie as 'n Goeie Vrydag begin nie. Kom ons dink bietjie mooi daaraan. Goeie Vrydag, toe Jesus, terwyl ek gisteraand huis toe ry, toe dink ek, en ons dink baie keer nie daaraan nie, gisteraand toe ons huis toe ry, toe dink ek, dit was Getsemane tyd. Dit was Getsemane. Gisteraand, weet jy wat se wroging, wat se ervaring, wat se belewenis Jesus moes deurmaak. Nou, net voordat ons verder gaan, ons weet dat Jesus van die begin af God was. Maar hy was ook ten volle mens. En die emosie, en die ervaring en die belewenis, omdat hy geweet het wat sou kom, dis moes daar 'n geweldige, enorme wroging gewees het. En daai Vrydagmôre begin as 'n donker dag. Na daai aand in die nag van Getsemane, na daai nag van pyn en verwerping en onreg. Dink maar net wat moes daai belewenis gewees het. Kom ons sê vir mekaar, om bloed te sweet moet jy daarom deur 'n stryd gaan. Was jy al stresvol? Was jy al deur 'n wroging? Was jy al in benoudheid? Niemand van ons het al ooit bloed gesweet nie. Hallo? Ek wil vanmôre vir u sê, juis in daardie Vrydagoggend sien ons die diepste openbaring van God se hart. Ons sien die grootste openbaring van liefde wat die mensdom nog ooit gesien het. En Johannes sê vir ons, in Johannes 1 vers 29, hy sê die volgende, hy sê, en is eintlik Johannes wat profeteer en dit uitroep, as hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Daar is die lam van God. En weet jy wat, ek kan nou nie vanmôre oor al hierdie goed preek nie, maar kan u voorstel, Jesus, onthou gou, Jesus in die begin van die skepping was hy daar. Jesus het nie ontstaan met die geboorte nie, hy was nog altyd God. Amen. En hierdie Jesus Christus, God skepper, formeerder, maker, hy word die lam. Die leeu word eintlik die lam. Hallo? En vandag kyk ons na daardie gebeure daardie môre. En as ons daarna kyk ons nie net na 'n stuk geskiedenis nie. Want onthou, die kruis is nie net 'n fisiese gebeure nie. Dis ook 'n geestelike gebeurtenis.
Dis 'n geestelike gebeurtenis. Dis 'n goddelike verlossingsplan. En wanneer ek vanmôre met u praat, dan praat ons nie net oor 'n storie, soos wanneer jy 'n storieboek oopmaak en sê, lank gelede was daar nie. As ons vanmôre daarna kyk, dan is dit nie net 'n storie nie, dis eintlik jou storie. Dis eintlik jou storie, want toe hy daardie nag en hy môre deurmaak, het hy jou in gedagte gehad. En dan sien ons in die eerste plek Getsemane en die oorgang na die oggend. Weet jy wat my in besonder tref, toe ek nou hieroor dink, Jesus het in daai nag, het hy geworstel. En hy het nie geworstel net omdat hy geworstel het, hy het geworstel in die gebed om oorwinning te verkry. Onthou, Jesus het in die Getsemane nie gegaan as 'n verloorder nie. Hy het gegaan as 'n wenner. Amen. Hy worstel deur daai nag. En Jesus het daai nag deurgebring met intense gebed. Weet jy, Jesus het geweet wat is op die spel. Hy het geweet wat wag. Hy het geweet wat hy moes deurmaak. Hy het geweet dat die prys betaal kon word. En onthou, God en Christus en die Heilige Gees het eeue lank beplan vir dit wat moes kom. En uiteindelik het dit plaasgevind. En Lukas 22 sê, en toe hy in doodsangs kom, wat doen hy? Hy val nie flou van vrees nie. Die Bybel sê, hy het nog ernstiger gebid. En luister, as hierdie nie jou raak nie, om te weet, as ek in nood en in droefheid en worsteling is, wat doen ek? Ek is 'n navolger van Christus. Ek doen wat hy gedoen het. Wat doen hy as in sy grootste doodsangs is? Hy bid net ernstiger en ernstiger en ernstiger en ernstig. Hy worstel, maar hy onderwerp hom. En hy roep uit, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Ek wonder. En ek wonder of ek mag eerlik wees. Ek weet nie, as jy al doodsbenoud was. Ek dink die laaste ding wat ek bid is nogtans nie my wil nie, maar u wil. Al wat ek bid is, Here, laat ek hier uitkom. Kom aan. Al wat ek bid is, Here, weet jy wat? Ek onthou toe ek jonger was, ek wou, 'n mens wil net leef en jy wil oud word en jy wil nog baie goed sien en jy wil sukses hê en wat ook al. En dan maar as jy doodsbenoud is, dan roep jy uit, Here, kom haal my. Hy bid nie dit nie. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Nie my wil nie. Hy worstel, maar hy onderwerp hom aan die wil van die Vader. En hier begin die oorwinning. Hier begin die oorwinning. Nie by die kruis nie. Die oorwinning is gevel in die tuin van Getsemane toe hy oorgee. Dis waar die oorwinning begin. Baie mense wil oorwinning hê sonder oorgawe. Hier is 'n geheim. Jy kan nooit in God oorwinning hê sonder oorgawe nie. Jesus wys vir ons, daar kan geen kroon wees sonder die kruis nie. En daar kan geen kruis wees sonder oorgawe nie. Amen. En dan die tweede een, is die verhoor. Weet jy wat, ons is mos nou al 'n rukkie in die bediening, en ek het al baie gewonder. Weet jy wat, dis nie net ons howe, waar ons skuldige mense skuldig gemaak word. Hallo?
Ons dink ons sisteem is korrup in ons wet geld nie meer nie. Maar weet jy wat, dit het in daai tyd al gebeur. Hallo? Daai tyd reeds wel. Die verhoor vind plaas en 'n onskuldige word skuldig verklaar. Teen dagbreek, toe bring hulle, dink bietjie hieraan, daai nag, hy ongelooflike, stresvolle worstelingsnag, geen slaap nie. Vroeg daai môre, so vroeg as wat hulle Pilatus kon wakker kry, so vroeg verskyn hy. En Pilatus sê, en ons lees dit in Lukas 23, hy sê, ek vind geen skuld in hierdie man. Nou ek het al daaroor gepraat. Die Engels is so mooi, in him I find no fault. In hom vind ek geen, maar geen. En ons weet waaroor dit gaan. Dis eintlik as Jesus daar kom staan hy as 'n lam van God, of die lam van God. En as hy voor Pilatus verskyn, net soos wat voorheen die paaslammetjie gebring is en geïnspekteer moes word en volmaak verklaar word, en dieselfde woorde word hier geuiter wanneer hy sê, in him we find no fault. Jy sien, want hy is die lam. En tog gee hy homself oor om gekruisig te word. En daar vind eintlik in die gees 'n ruiltransaksie plaas. My lewe vir julle lewe. Ons moes dit. Ek weet nie van u nie. Weet jy wat? Kom ons sê gou vir mekaar, jy kan in watter huis groot word. En jou ouers kan engele wees. Maar jy is blootgestel aan die gebrokenheid van hierdie wêreld. En jy kom nie as 'n heel mens daaruit nie. Jy kom daaruit gebroken. En hier vind 'n groot ruiltransaksie plaas. En jy moet die simbool hoor, as Pilatus daar staan, en hy roep dit uit, is daar 'n ruiltransaksie. En in Lukas lees ons, in Lukas 23, as hy sê, ek hou vir julle voor Barnabas, of Jesus. En Barnabas verteenwoordig die wêreld, die sonde, die gebrokenheid, die vuilheid, die gemeenheid van hierdie wêreld. En Christus verteenwoordig God se koninkryk en die verlossingsplan wat daar is in Christus Jesus. En die ruiltransaksie vind plaas. Barnabas, die misdadiger, word vrygelaat, en Christus, in him we find no fault, hy word die skuldige. Kan ek vanmôre hier stop, voordat ek weer aangaan? Hierdie ruiltransaksie is eintlik die evangelie in aksie. Dis eintlik wat die evangelie is. Die evangelie, die goeie nuus, die blye boodskap, is dat daar 'n ruiltransaksie plaasgevind het, die wêreld vir Christus. Die skuldige gaan vry, en die onskuldige word die veroordeelde. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy wat geen sonde geken het nie, het God sonde vir ons gemaak. Hy wat geen sonde nie gedoen het nie, wat geen sonde geken het nie. Want partykeer doen ons nie sonde nie, maar ons dink sonde. Moet nou nie so heilig wees nie. Partykeer doen ons nie sonde nie, maar hier vind sonde plaas. Die Bybel sê, die wet het gesê, jy mag nie dit nie, maar ek sê vir julle, in
in die bergpredikasie? Hallo? Dit staan in die Bybel. Jesus neem jou plek en hy dra jou straf. En as ons daarvan praat, is dit nie net simbolies nie. Dis 'n werklikheid. Dis die waarheid. Dit het gebeur. Dit het in die gees plaasgevind. En die ruiltransaksie vind plaas. En die onskuldige word skuldig verklaar. En dan weet ons wat gebeur daarna. Nadat hy verskyn het, dan beweeg hy uit. En daar vind bespotting plaas. Kan u voorstel, die God van alle gode, die enigste, die waaragtige God van hemel en aarde, moet deur die skepsel bespot word. Kan u uself indink dat die maker, die skepper, deur 'n skepsel veroordeel word? En ek dink die grootste vernedering van Christus was nie net die kruis nie, maar om homself te vereenselwig met die mens. En mens te word, die koning van die konings wat moes ly. Die soldaat te slaan om, trek sy klere uit, sit 'n doringkroon op sy kop. En die Bybel sê, in die profesie van Jesaja, as hy sê, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Hulle spot hom as koning, terwyl hy die koning van alle konings is. En as hy kom as koning, dan verteenwoordig hy nie 'n koninkryk van mag en hebsug nie. Hy kom en hy verteenwoordig die koning van alle konings. Hy kom verteenwoordig 'n koninkryk wat op opofferende liefde gebou is. Net voor ek vergeet. Hy sit 'n doringkroon op sy kop. Behalwe vir die pyn en die lyding. Jy weet, elke keer as ek en Jean-Louis daai kruis moet skuif, en daai kroon moet afhaal, dan doen jy dit nie met jou hand nie, jy doen dit met jou vingers, want jy is te bang jy raak aan die doring. Want daai doring, as hy ingaan, dan kom hy nie weer uit nie, hy gaan nie van self uit nie, jy moet hom uitpluk. Hy suig vas in jou vlees. Kan jy jouself voorstel, as my vinger so voel wat eintlik hard is? Hoe voel hierdie? En onthou, jou gesig bloei die meeste, jou kop veral. En 'n doringkroon word ingeforseer. Maar die doringkroon verteenwoordig die vloek wat plaasgevind het in Genesis nadat die mens sonde toegelaat het. En dan sê God vir die mens, hy sê, van dorings en dussels sal jy beleef. En die vloek van Genesis word op Christus geplaas. En die koningskap van die vyand wat weggeneem deur die kroon van dorings wat hy moes dra. En daardie vloek van Genesis, die vloek van die mens, word nou op Christus die volmaakte geplaas. Galasiërs sê, in Galasiërs 3 vers 13, hy sê, Christus het ons losgekoop van wat? Van die vloek. Wat se vloek? Die vloek van die mensdom in Genesis. En dan, na die verhore, die bespotting, die deurgang met hom, deur die skare mense, dan volg hy die pad. Terwyl ek vanmôre hierna toe ry, toe sou oor die radio, toe sing Jan de Wet, die Via Dolorosa. Die pad van smarte. Maar die kruis is die middelpunt van ons verlossing.
Die kruis is die middelpunt van ons verlossing. Die Bybel sê teen die 3de uur, dis 9 uur in die môre. 9 uur in die môre is hy by die kruis. Onthou, hy kom deur 'n nag van worsteling. Vroeg die môre, so vroeg as hulle Pilatus kon wakker kry, verskyn hy voor hom. En dan 9 uur, plus minus 9 uur die môre, is hy by die kruis. Verskyn hy voor 'n ou ruwe kruis op die heuwel van Golgotha. Golgotha, daar's verskillende vertalings, maar dit word genoem die plek van skedel of die plek van hoofskedel. Daar hang hy tussen 2 misdadigers. Jesaja profeteer. Hy sê hy is saam met oortreders gereken. Saam met oortreders. Hy word in dieselfde kategorie as 'n misdadiger geplaas. Hy word in dieselfde kategorie geplaas as die vuilste, die gemeenste. Hulle wat aan daai kruise gehang het, was gewoonlik die vuilste van die vuilstes. En Christus betaal die prys tussen die vuilstes, sodat die wat vuil is, skoon kan word. Hy word spykers in sy hande ingeslaan. Die Romeine slaan spykers deur sy hande en sy voete. Maar dit was nie spykers wat hom daar gehou het nie. Wat hom aan die kruis gehou het. Onthou net, Christus is God. Hy kon net een woord spreek en hy's van die kruis. Hallo! Hy kon net 'n woord spreek en 'n legioen engele kon hom verlos. Maar daai spykers is nie spykers wat hom daar hou nie. Wat hom aan die kruis hou, is sy liefde vir die mens. Jesus het self gesê in Johannes 10, hy sê, niemand neem my lewe van my af nie. Maar ek lê dit uit myself neer. Jy sien, niemand kan lewe en dood van Christus ontneem nie, want hy is die lewe. Johannes 10 vers 10, die duiwel roep rond soos 'n brullende leeu. Hy kom om te slag en te steel en te verwoes, maar ek het gekom sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Sien, hy lê sy eie lewe af. Ek wil nou vinnig gaan, want ek het beloof, ek sal voor 9 klaar wees. Dan vind die 7 woorde aan die kruis plaas. Eerstens, Vader, vergewe hulle. Hoor gou mooi. Dis die eerste woorde van Jesus aan die kruis. Wat is die eerste woorde wat hy uiter aan die kruis? Vergifnis vir die mens. Vergifnis vir die mens. Tweedens, vandag, daar's 'n sondaar, 'n misdadiger langs die kruis wat net uitroep, dink aan my. En wat gebeur aan die kruis? Jesus dink aan 'n sondaar. En hy sê, Vader, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy bring nie net vergifnis nie, en hy spreek nie net vergifnis nie. Hy bring verlossing aan die kruis. Dan draai hy, en hy kyk na Johannes, en hy kyk na Maria, en hy sê, vrou, daar is jou seun. Ek is nie meer jou seun nie, daar is jou seun. Vierdens, my God, waarom het U my verlaat? Jy sien, Christus moes aan die kruis Gods verlate word, sodat ons nooit weer in 'n posisie is waar ons sonder God is nie. Die Bybel sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. God het Gods verlate geword, sodat ons nooit begewe en verlaat sou word nie. En dan vyfdens, ek het dors. Hy is die fontein van lewe. Hy is die water, die lewende water. En hy word dors, sodat ons die lewende water kan ontvang. Sestens roep hy uit, dit is
volbring. 7de roep hy het, in u hande gee ek my gees oor. As hy uitroep, dit is volbring, die woord wat daar gebruik word, is tetelestai. Jy kan dit gaan lees, tetelestai, dit beteken die skuld is betaal, dit beteken die werk is klaar, dit is volbring, dit is gedoen, wat gedoen moes word, is gedoen, dit beteken, die oorwinning is behaal. Dis nie die begin nie, dis klaar, dis volkome, dis geheel en al. Hebreërs 10 sê, hy het een offer vir die sondes gebring. Een offer om homself te offer aan die kruis. Vir elke sonde. Alle sondes wat was, alle sondes wat sou kom, het hy al betaal vir vandag se sonde. Het hy al betaal vir môre se sonde. Jy sien, hy het betaal vir al die sondes. Kan jy jouself voorstel wat se geestelike impak dit moes hê as die hele wêreld se sonde op hom neerkom? Hy word die sonde offer. 5dens, die geestelike betekenis van die kruis. Ek wil weer eens vinnig hier deurgaan. Die kruis is nie net 'n fisiese lyding nie, maar die kruis is 'n geestelike oorwinning. Eerstens, dit beteken vergifnis van sonde. Die Bybel sê in Efesiërs 1 vers 7, hy sê in hom het ons verlossing deur sy bloed. Jy sien, aan die kruis is daar vergifnis van alle sonde. Kan die Here jou vergewe van jou sonde? Ja, 1000-mal ja. Tweedens, daar's versoening met God. Onthou, daar was 'n kloof tussen God en die mens, tussen heilig en onheilig, tussen volmaak en gebroken. En hy kom aan die kruis en hy bring versoening. Hy oorbrug die kruis. Romeine 5 sê, ons is met God versoen. Derdens, daar's vryheid van skuld en skaamte. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer dan voel ek so teleurgesteld in myself. Hallo, voel jy ook baie keer so? Ag, ek moes nou eerder dit gedoen het of dit gesê het of so gereageer het. Of ek moes hierdie geleentheid gegryp het. Onthou net, Christus het die volmaakte prys betaal en ons vrygespreek van skuld en skaamte. Die Bybel sê vir ons in Romeine, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Amen. Vierdens, daar's oorwinning oor die vyand. Amen. Ek en jy kan vandag uitroep, duiwel, jy kan maak wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, maar die volmaakte oorwinning as in hy kruis van Golgotha vir my gebring. Die volmaakte oorwinning. Die Bybel sê in Kolossense 2, hy sê, hy het die owerhede en die magte ontwapen. Sy krag het hy getrek. Vyfdens, daar's genesing. Jesaja 53 profeteer. Hy sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. As jy siek het, Jesus het klaar betaal. Dis waarom ons glo dat die kruis is 'n kruis vir vandag. Dis nie 'n kruis van môre of 'n hoop vir iewers in die toekoms nie. Die kruis se impak het vandag 'n impak. Sesdens, die kruis is ook 'n persoonlike konfrontasie. Dit konfronteer jou en my. Dit konfronteer ons. Elke persoon moet kies by die kruis. Het jy al mooi hieroor gedink? Elke persoon, selfs daardie dag aan die kruis van Golgotha, was daar mense wat moes kies. Die soldate kies onverskilligheid. Die skare kies om spottend te wees.
Die disippels kies om bang te wees. Die misdadiger kies om gelowig te wees. Waar is ek en jy? Wat kies ons vanmôre? Hebreërs 9 sê, dit is bestem dat die mens eenmal sterf en daarna die oordeel. Jy sien, jy word geoordeel na aanleiding van jou keusese. Die keusese wat jy vandag maak, bepaal dit wat môre gaan gebeur. 'n Dag gelede moes ek iemand begrawe. 'n Man in sy vroeë 70's. En terwyl ek daar staan, toe dink ek, ons almal is bestem en ons almal word geroep. Jy weet, in die nuwe Suid-Afrika onderhandel ons mos oor alles. Maar as hy roepstem kom, dan vra hy nie jou onderhandeling nie. Daar gaan 'n dag kom. Maar vandag is die dag van genade. Die Here sê, kom ons maak die saak uit. Al was jou sonde soos skarlaken, dit kan wit word soos wol. Amen. En ons, ek en jy word geroep na die kruis. Hierdie Vrydagmôre wys vir elkeen van ons dat God se liefde is groter as die sonde. Die kruis wys vir ons dat die bloed van Jesus sterker is as my verlede. Die bloed wys vir ons dat die kruis is genoeg. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief. Hy sê nie, want so lief het hy die heiliges gehad nie. Hy sê, want so lief het hy die wêreld, die sondaar gehad. So lief het hy hom gehad. Ek wil jou vanmôre nooi. As jy vandag my stem hoor, kies vandag die kruis. Kies vandag die kruis. Jesus gee sy kruis vir jou. Hy sê vanmôre, kies die kruis. Kom ons sê gou vanmôre, elkeen van ons, van hier voor tot daar heel agter, almal van ons het 'n keuse. Almal van ons het 'n keuse. Tweedens, almal van ons het Jesus nodig. Almal van ons het Jesus nodig. Al besef ons dit nie. Jy het vergifnis nodig. Jy het herstel nodig. Jy het restaurasie nodig. Moenie langer wag nie, moenie langer uitstel nie. Hierdie is 'n oomblik tussen jou en die Here. Net daar waar jy sit, sê Here, ek wil vergeet van alles en almal om my. Ek wil vanmôre kies. Ek kies die kruis. Ek kies die prys wat vir my betaal is deur die kruis. Net daar waar jy sit, maak die keuse. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus. Dankie vir die kruis. Dankie dat U my sonde, my ongeregtigheid, my misdade, my gebrokenheid aan die kruis gedra het. Ek glo dat U vir my in my plek gesterf het. Ek gee my lewe vandag opnuut aan U oor. Ek kom opnuut en ek kom gee oor. Nie my wil nie, maar U wil. Nie my plan nie, maar U plan. Reinig my vanmôre deur die bloed van die lam. Kom reinig my, heilig my, was my, maak my skoon en 'n rein kanaal waar U kan woon. Kom maak my volkome nuut. Kom maak my volkome rein. Kom maak my suiwer deur die bloed van Christus. En kom vul my en maak my 'n kanaal van U Gees. Laat my lewe Jesus Christus weerspieël in Jesus naam. Amen.